probeer van Hartbeespoort af, probeer ek uit my lewe uitkom. Nou sit ek al in my eie graf. Dis is my laaste dignity amper wat ek oorgehad het. Want toe lyk ek soos boy in the striped pyjamas. Dis die eerste keer wat ek actually hieroor praat. Yes, jy het bols wat ek nie het. Dis nie die tannies in Pick n Pay. Hulle is nog bietjie bang vir my. As jy kon teruggaan na 'n oomblik in tyd en jy kon vir Tanya van toe iets gaan sê. Het jy al gedink wat sal jy vir haar sê? Botter op brood. Wow. How's it guys? Welcome back to the Bosscast. My name is Boss de Beer and this is my cast. Hier is nog 'n Afrikaanse ene want vandag op my cast verwelkom ons vir Tuin. Hallo. Hi. Dit was die enigste deel wat ons soos gaan weird wees en praat met kameras, ek beloof. Okay, goed. Okay, bye. Okay. Maar jy is regtig great om jou weer terug te hê vir 'n verandering weer met jou te chat. Dankie. Maar die laaste keer dat ek en jy gesels het, het ek gaan terugdink vir 'n interview was by Grind Radio nog gewees. Ja. By Arcade, toe dit nog by Arcade Empire was. En Ek I want to onthou. say, jo, was dit soos 2016? Ja, daar rond, ja. Dis baie ja. lang. Hoekom praat ons nie meer gereeld nie? Wat's fout met ons? Ek was bietjie weg vir 'n rukkie. Sure, dis asof daai 'n goeie segue is om te sê kind of waaroor ons gaan praat vandag. Ja. Waar was Tuin en wat het verander, wat het gebeur? Maar ek reken Yes. we'll get to all of that in a second. Kom ons bring net eers die maatjies aan boord gou-gou wat nou nog nooit gehoor het van Tuin nie. Just in a super tiny nutshell. Tuin, die musikant, die singer, songwriter, individu, die vrou, wie is jy? Dis 'n ek wil hom vinnig antwoord. Ek is 'n mootkat. Singer-songwriter obviously. Ek dink is my grootste liefde. Ek was baie meer in die rock and roll alternative kant van die industrie. En toe het ek weggeraak vir 'n lang ruk en nou is ek terug en nou is ek bietjie meer in die Afrikaanse scene in. En ek is nogals baie excited daaroor. Baie dinge het verander. Ek het vir 16 jaar nie skoene gedra nie. Nou dra ek skoene byvoorbeeld. I mean, dis plakkies, maar dit tel. Ja, ek het toe skoene nou ook. Ja, Wow. Jy sal dit nie glo nie. So we grow up so fast. Well, I say grow up, I mean old for me. Old. Ja. It's Ja. definitely. Ja, ek is nog steeds 'n halfloof. So, goed. Hoor, een van die groot dinge wat ek nog altyd van jou waardeer is die feit dat 'n mens kan altyd op 'n eerlike rou chat staat maak. Ek kan nie presies vir jou sê waaroor ons al gesels het nie, want ek onthou vorige interviews was op Grind Radio. You know, ek was aansienlik I was fresher, if I can put it that way. So ons het baie meer so wie's Tuin en wat doen sy? Ons het nou so gespot hier so buite. Ek het actually gewens ons het dit rekord. Ja, die tipiese interviews. Ja. But I mean it was a bit more of that. En ek reken vandag gaan ons so 'n bietjie dieper kan delf in Tanya se lewe, nie noodwendig Tuin nie. But I think that is something we've kind of got in common, die hele idee van 'n pseudonym gebruik op stage. So ek gaan daai vraag vra, ek is so jammer, maar bring ons dit in die prentjie in. Let's chat about die konsep Tuin versus Tanya, wat is die verskil en hoekom? Daar is 'n verskil. Daar is definitief iemand. Ek dink nie dis moet nou nie my verkeerd verstaan. Dis soos 'n split personality nie. Dis soos 'n alter ego wat uitklim uit my uit as ek op stage klim. Ek dink in my alledaagse lewe het ek nou agtergekom ek is eintlik maar 'n groot introvert en ek is eintlik baie skaam. En ek het soos almal maar nogals groot insecurities. Tot daai oomblik net voordat ek op die stage klim. Net voor dit freak ek heeltemal uit. Maak nie saak of dit 'n groot show is, klein show is nie. Ek is op daai level van ek weet nie eers hoe om 'n C te speel nie. Ek is daar. En as ek op daai stage klim is asof daar so dinge my opstaan van okay, I am home. En dan is dit asof ek hierdie confidence het en hierdie connection met mense het wat ek nie noodwendig reg kry as ek nie in daai space is nie. So ek dink dit is maar die grootste verskil. Dis Netflix en chill en chaos en confidence op die stage. What you're trying to say is your stage persona keeps you grounded? Tuin? Nee. Ja, nee. Hier.
verby. Goed. Vind jy dis makliker om so 'n bietjie af te skakel van die stage af as jy kan sê, weet, tuin los jy by die event. Want ek sal eerlik wees, dis wat Baas de Beer doen. Jy weet die oomblik wat ek in my kar inklim na 'n event, Baas hang nog ernstiger. Ek MC vanaand by Linton's Corner. Vanaand wanneer ek 10:30 daar so waai, bly Baas in 'n parking lot agter dink ek, totdat ek hom weer nodig het om 'n mikrofoon vas te hou ernstiger. Ja. Ja, help dit. Ja, dit doen. Ek dink dis nodig. Ek dink is gesond om daai twee separate te kan hou. En dit hou albei vir my dan goed en gesond en lekker en fresh as ek by albei is. Dis lekker om te kan stil en rustig wees en dis ook lekker om daai hype mens in jouself te kan access. Maar jy kan nie die hele tyd daar wees nie. Jy kan ook nie die hele tyd slaap nie, verstaan? Ja. Slothing is good, maar op die einde van die dag, as jy net die hele tyd gaan sloth, gaan jy 'n sloth wees. Ja, as jy die hele tyd gaan jy hype man word. So, ja. Ek glo daar's 'n balans ergens tussendeur. En ek moet net sê, daai was die mees sinnelose diep ding wat ons twee al saam gesê het. Ek vind daar's 'n verskil vir my in die persona van 'n Baas de Beer in die sin van my approach tot 'n situasie sal wees Baas is confident. Chris is confident, don't get me wrong. Ja, Dis wie ek is as mens en Baas en Chris is nie twee aparte mense nie, soos jy sê. It's not a split personality. Maar ek voel daar's dele van Chris wat ek uitsny. Baas de Beer het nog nooit in sy lewe 'n rekening betaal nie. Baas de Beer gaan oor die algemeen nie deur trauma en drama en stres en goeders nie en Baas de Beer betaal nie tax nie. You know, maar Christo is die een wat rekeninge kry, Christo is die enetjie wat mee opgebreek word, Christo is die een wat op die eind van die dag vir Baas de Beer kan sê, buddy, gaan skryf 'n song oor hoe jy voel. Vind jy wanneer jy die tuin versus Tanya persona het, is daar miskien iets van 'n hulpbron wat jy het veral in jou tyd waar deur hierdie laaste tyd was om te kan sê, but at least is daar 'n persona soos tuin, so I know that she's in me? Ja, myne is bietjie andersom as joune. Ek dink my tuinkant dis wanneer ek perform, ek voel ek moet eerlik wees op die verhoog. So tuin gaan access verlede en trauma en seer en werk deur dit terwyl ek musiek maak. Waar Tanya is waar ek nou sit, is op 'n baie sielsvakansietyd, resting period, waar tuin is in daai wroging en delf diep in daai stukke terug, waar Tanya is nou net soos ek is in Cosie Baai. I mean, dit gebeur dikwels dink ek as 'n mens vir 'n tyd lank intensief gedeel het met shit, dat 'n mens net so 'n bietjie van ek love jou term, wat 'n sielsvakansie. Ja, sielsvakansie, hy het nou net opgepop. As daar 'n song gebeur met die titel Sielsvakansie, gaan jy weet. Ja, ek dink mense wat my sien perform, ek kry baie keer die comments van jy's so emo. Jy's so emo, bra. Lisa het dit nou die dag gesê toe ek klaar perform het. Baie mense sê is dit 'n kompliment. Ja, sy het dit bedoel as 'n absolute kompliment. Ek het dit van haar af gevat as soos dankie. As 'n emo child vir jou sê jy's emo, dan vat jy dit as 'n Ja, en ek kom agter, daar's verskriklik baie kere wat ek sal perform, wat mense in die gehoor sal in trane uitbars. Because it's an emotional set, dis daai emosionele deel van my wat uitkom, waar eintlik Tanya nou weer aan die ander kant is baie lig en fluffy en is amper stupid in 'n mooi manier. Yes, jy het balls wat ek nie het nie. Like seriously, vir my is dit een van die mees daunting dinge. En don't get me wrong, my hele persona gaan ook oor ek is raw, uncut, edited, unfiltered, unedited. Jy kry wat jy kry en dit is nog steeds Baas Christie, same shit, but just as I said, the presentation. Maar vir my gaan dit nou weer daaroor. Ek dink nie ek het die guts om so raw, eerlik en emo soos jy te wees op stage nie, because dis ek moet sê, jy het meer balls as ek. Who the hell? Ja, ek weet nie, dis nie iets wat ek ooit gepremeditate het en dan gedink het dis hoe ek gaan dan wees nie. Dis net outomaties wat uitkom uit my uit. So dis nooit regtig consciously besluit dit is hoe ek gaan wees nie. Dis net wat uitkom in my kuns. Ek dink voorheen wat nou lekker is vir my is ek was net donker. Dit was net daai seer en dit was net daai en dit is wat ek gekommunikeer was.
Voor nou het ek baie healing gekry in my lewe en ek het groot geword. Jy weet, deur goed gewerk. Nou gebruik ek nog steeds daai, maar ek bring 'n mate van lig en daar is 'n uitkoms en daar is hoop en daar is, jy weet, die mooi dinge saam met daai. Dan bring dit nou, sien ek in die mense bietjie meer 'n nostalgiese somber hoop gevoel. En ek dink is goed, want ek dink is real vir mense ook. Mense, ek weet nie of jy dit al ervaar het. Die mense wil nie hoor die lewe is freaking great nou. Alles is awesome, die lug is blou, die son skyn en die blaartjies is mooi nie. Want dit is nie hoe die lewe is nie. Die lewe is ongelooflik great, maar ons sit met ons lewens wat hier tussen en onder die hele tyd vroetel. En dit maak dit hierdie yin-yang balans van wit en swart. Dis real, dis wat mense dink, of dis wat ek sou meer relate het. En dis al wat ek kan gee, obviously, want dit kom uit my uit. Well, I mean, jy het, soos jy sê, die laaste paar jaar 'n bietjie van 'n challenging tyd gehad. Nou, as ek so voorbarig kan wees om te vra, en as jy gemaklik is, kan jy dit vir ons doen in hoeveel detail jy wil, maar sedert jy so 'n bietjie van die scene verdwyn het in daai hele proses, you know, some bad shit happened. En jy het 'n redelike journey gehad tot dusver om uit te kom waar jy vandag is, en that's the crux of what I want to get to. Maar om te verstaan waar jy Tanya van nou sit, wil ek net so 'n bietjie van 'n beter prentjie waardeur Tanya gegaan het. If you don't mind sharing it. Okay, ons wil hom nou obviously nie 3 ure lank hê nie, so let's... Nee, maar dit hoef ook daarom nie bulleted points te wees nie. Okay, kom ons maak so. Ek dink iets wat dis die eerste keer wat ek actually hieroor praat op 'n cast enigsins. So dis nogal special en cool en interesting. Ek dink wat ek eers wil mention is, ek dink ons, hoe oud is jy nou? 44. 44. O ja. Verwag nou. Ek sê uit, ek dink toe ek klein was depressie nie 'n tema nie. It didn't exist. Ja. Dit is sad af en toe, ja. Maar dit was so wat ek nou besef het toe ek ouer was. Ek dink ek het met depressie begin sukkel op 'n baie jong ouderdom. En dis omtrent hier 12 jaar oud. Ek dink ek het die eerste keer probeer selfmoord pleeg. Nie dink nie, ek het op 12. En so gaan mens aan met jou lewe en jy dink nie iets daarvan nie en jy behandel dit nie en jy ag nie enige aandag daaraan nie, because be cool guy. So van kleins af het ek met depressie gesukkel, mense vra vir my, hoekom raak jy depressed? Dan sê ek so, daar's nie goed wat gebeur wat 'n mens depressief maak nie. Jy is depressief. Ek wens mense kan daai bietjie beter verstaan. En so ek dink daai het 'n groot rol in my lewe gespeel, omdat dit nie na gekyk was nie. En omdat ek dit so graag wou wegsteek. In die publiek is mens so 'n clown, niemand weet wat eintlik agter die scenes aangaan nie. So lewe gebeur en na skool het my musiekkarrière lekker begin optel. Ek meen ons het net so begin om bietjie naam te maak en musiek uitgekry en alles, en hier's ek in 'n karongeluk met my beste vriendin en 'n ander girl, en sy is toe oorlede op die scene in horrific conditions. In my arms, die ambulans het net te Lara aangekom en daai ding het my geruk. Nou net voor dit laat ek dit soos begin mee. Ek was nou 'n dwelmverslaafde en 'n alkoholist vir 19 jaar. Alles aan mekaar. 19 years. Voor dit het ek nou al begin drink en begin dwelms doen, maar ek dink na daai event het ek dit begin self-medicate. Hoe oud was jy gewees ten tye van die karongeluk? Dit was 2016. Ja, hoe oud was ek dan? Was dit nou 27. Nee, ja, 26, 27, dit was daar rond. Het was baie naby of jy was in die 27 club. Ek weet. Hoe crazy is dit? Ja, het was baie naby en ek was in die 28, 29, 30, daai clubs ook. Sang nie van clubs maak. Ek dink daai het gemaak dat ek begin, dat alles net geescalate het.
En ek gebruik dit nie as 'n verskoning nie, ek gebruik dit as 'n verduideliking. Ek moes beter besluite gemaak het daar. En ek het nie. En ek is okay met dit, want ek is 'n sensitiewe mens en dit was so seer dat ek wou myself seermaak. En toe sit nie meer dat ek myself wil seermaak met selfmoord nie, want dis te vinnig. Toe wil ek myself punish vir so lank as wat ek kan. So alles wat ek attract het in my lewe en alles wat ek gekies het tot my huwelik, alles was verskriklik sleg. Al hoe meer verslaaf geraak aan dwelms, totdat dit so geëindig het dat hier is ons by Dousie paar jaar nou vorentoe. By die venue. Ja, by sy venue. En Dousie het my so gekyk en het vir my gesê, "Ja, bra, jy lyk nie goed nie." Toe weeg ek nou al 39 kilogram, stikkend orals, vol crystal meth, alcohol. Ek word wakker in die oggende met my whiskybottel oop voor langs my. Oop, want ek bewe te veel om hom te kan oopmaak. So hy is hier langs my. En dan onthou ek, en elke keer is my eerste gedagte, moet net nie vandag dwelms gebruik nie. Een dag, ag. Dit het max gehou tot so 11 uur, dan kan ek nie meer uithou nie. En so continue dit, dan sal ek vir so 4-5 dae aan 'n bender gaan aan een, en dan kramp my liggaam letterlik dat ek so lyk dat ek naderhand begin, okay, jy moet jouself nou uitklatsch, dat jy kan slaap vir 'n dag, en dan continue die vicious circle alweer. Add nou, ek was in 'n abusive huwelik, en dit was verskriklik toksiek, al die maniere wat jou verbeelding jou kan vat. Hier lê ek daai oggend op Dousie, een van sy bungalows op die vloer. En ek het daar gelê en ek het gedink, Tyn, jy gaan vrek. You're gonna die. Jy gaan of doodgaan van die surrounding waarin jy is, of jy gaan doodgaan van dwelms. Ek meen, teen hierdie tyd het ek nou al 'n paar keer geoudie, jaag my hospitaal toe, kry my reg op pad terug en bel ek my dealer. So dit is, ek dink ook nie mense verstaan hoe moeilik dit is. Jy wil skoon kom, maar jy kom net nie daar uit nie. En dit raak net al hoe slegter tot jy nou hier is waar ek was. En ek het daai oggend besluit, just get up and walk out. Dus jy loop net. Jy kan nie uitloop. Begin net met dit, loop net. Toe 5 uur die oggend, toe gryp ek 4 hempies en 'n hoodie, gooi dit in 'n sakkie, vergeet water. Spring oor Dousie se hek, dit reën. Stap van Hartbeespoort tot in Pretoria, sonder 'n foon, niks. Ek kom in Pretoria en toe het ek nou by my vriende begin uitkom en ek dink, omdat ek so geïsoleer was in die Kaap, het hulle nie regtig besef hoe erg dinge is nie. En toe hulle my sien, en bietjie om hulle is, toe is hulle so, jy kort hulp. Hierdie was nou wanneer gewees? Hierdie was 2023, ja. Sê jy kort hulp. Sit my toe in Akiso, dis 'n mental institution en 'n rehab, so dual diagnosis. Sit my daarin, ek recover 2 weke. Klim terug in die kar saam met vriende, hulle het klaar lyne gechop, 5 minute vat dit my 'n relapse. Goed. Deel gebeur tussenin. Wil jy sê vriende? Ek het gedink dis vriende. Vandag het ek besef jy gaan moet mense uitsluit uit jou lewe uit wat nie goed is vir jou nie. Jy is nie 'n vriend as jy nie goed is vir my nie. Ek dink ek was 'n baie cheap vriende mens, waar ek nou verskriklik duur geraak het. Jy gaan nie sommer qualify om my maatjie te wees nie. Ek kan sommer oorvleis en chills as ek dit hoor, want ek moet net sê, daai stories wat jy om tot dusver vir ons vertel, it echoes very much baie kunstenaars se bestaan ook. Een van die eerste podcasts dink ek wat ek gedoen het was met vriend Tiaan Ninawer gewees. And pretty much the same thing, went to his first rehab for alcohol. Toe hy uitkom, die buddy wat hom optel staan met 'n bottle Jack en sê, congrats on the first one. Ja. You know, en ek wonder net hoe leeg en betekenisloos en hartseer moet daai mense se lewens wees, dat hulle nie alleen in die verderf wil sit, en dat hulle wil sien die vriend wat hulle kan entertain, because I found they push the friends in air quotes, so ver as hulle kan, want hulle is A, te skaam of bang om dit self te wil doen, of te hartseer, en hulle wil nie alleen in misery sit nie, of hulle is net evil. Ja. And
I don't have space for any of those, man. Ja, ek dink nie ek het judgment teenoor hulle nie, want ek dink ek was al daai mens. Ek dink daar's baie mense wat ek beïnvloed het wat vandag nog steeds sukkel met dwelms. Wat ek nie nou kan help nie, want ek is nog nie sterk genoeg nie. So ek was al daai mens, I get it. Ek verstaan wat dwelms aan jou doen. It's kind of like it separates you from your soul. Jy is nie meer vol mens nie. So ek verstaan waar hulle is. Ek's nie kwaad nie. Maar dit was definitief sleg vir my. Veral na so seminal moments soos jou eerste erkenning, I need this. I need help. Go for the help, get the help, come out, negate the help. Ja. Ja. So okay, nou moet jy weet my arme ouers. Yes. Lieflike mense sal ons dit bly. Ongelooflike mense. Mense dink altyd, hulle vra altyd vir my, hoe was jou upbringing? Hoe was jou ouerhuis? Was dit terrible? As ek sê nee, ek het die beste ouers in die wêreld. Hulle het my ongelooflik goed groot gemaak. Hulle het absoluut niks te doen met my verkeerde besluite in my lewe nie. That's all me. So hulle is toe nou raad op, hier is hierdie girl in die Kaap. Sy sê nee, sy is 'n kliniese sielkundige. Sy gaan my help in 'n programmetjie sit en hulle moet my afvlieg na haar toe, sy gaan na my kyk. Ek vlieg, ek land. Die girltjie, ek klim in die kar. Eerste ding wat sy sê is, so, na watse pub toe gaan ons? Ek sê, nou, enige een toe. Nou wat jy weet, ek's op en af tussen relapse en daai tye wanneer mense probeer skoonkom is very dark. Ek het verskriklik PTSD, ek het baie trauma, ek het soveel anxiety, jy kan my toer. So, ek's amper op 'n psigotiese, hiersoos ek al amper daar level. Hier relapse ek nou so erg in die Kaap, paar keer op die straat geslaap, dus ek kry my terug. Hier sit sy my in 'n staats-psych ward. Dis daai wat hulle jou met 'n tuinslang afspuit. Die eerste girltjie toe ek inkom, gryp sy my so, sy sê, vanaand maak ek jou my bitch. Ek was so, ek gaan doodgaan hier vanaand, of hoe lank, ek weet nie hoe lank moet ek hier bly nie, ek het geen kontak met die buitewêreld, dis soos 'n tronk. Alles is tralies toe, jy sien nie die sonlig nie. Toe ek op 'n stadium, ek dink ek het so gepaniek die eerste aand dat ek 'n sien gegooi dat hulle my moet vastrap, dat ek net kan lê. Daar staan hierdie, ja, ek kan vir jou aangaan, daar's net 'n gat in die middel van die vloer, waar jy nou jou ding moet gaan doen. En ek sit vas in hierdie plek, en hulle wil my nie laat gaan nie, en hoe meer ek verduidelik wat aangaan, hoe meer maller klink ek. En hoe meer ek paniek, ek wil my ma bel, freak uit, dan strap hulle my weer vas, kom nie uit hierdie plek uit nie. Finally, ek dink, seker na so 2 weke, waar is alles 'n blur. Daar was nagte. Daar, finally, toe kry ek 'n oproep. En ek bel my ma, en ek sê vir haar, ek weet nie, julle moet kyk of julle my kan help. Ek voel of ek net gaan doodgaan. Soos nie van enigiets nie, I will just cease to live. Ek het dit regtig daar gevoel, soos anytime nou, ek sal myself net kan afsit. Ek sal net nou kan doodgaan. Toep. En my ma het obviously daar gepaniek, en met 'n ongelooflike vriendin, Lizelle, die prokureur is, het hulle my toe nou daar uitgekry, vlieg my terug. Nou met Lizelle hulle my wegsteek, want nou is my ma ook al gatvol. So nou is hulle ook soos, ons weet nie meer wat om met jou te doen nie. Ek verbied van hulle huis af, van my familie. Lizelle was toe nogal soos 'n saving grace. Sal sy vir my klere bring. Ek het niks nie. Ek het letterlik met daai 4 hempies en 'n hoodie weggeloop. So ek het niks. Sy dan sal sy vir my 'n bietjie kos bring, steek my weg. Want nou soek ander partye my ook. En ek het regtig daar try sober bly. Ek dink ek het so, ek dink dit was 'n week. Ek kan nie lekker onthou, daar was 'n blur. Try sober bly en toe relapse ek so erg dat die ambulans my toe nou weer moes Steve Biko toe ry. Hierdie keer toe ek wakker word, sit daar, ek dink daar was 3 polisiemanne om my, maar hulle is bang. Ek dog, wat? Nou het hulle al 'n section, wat noem jy dit as jy 'n public threat is? O ja. Het my uitgereik. Ek's vasgeboei nou aan die bed. Ek mag nie beweeg nie. En as ek beweeg, gaan almal, hey. So obviously het ek daar iets nogals rof gedoen. Nou wil hulle my nie release nie. Nou hierdie selfe Lizelle, nou sê hulle vir my opsies is, of ek gaan Magalies tronk toe, of ek gaan Weskoppies toe, maar Weskoppies het dat weet, hulle ken my, hulle weet van my, hulle wil nie my hê nie. Of hulle sit my 3 maande isolasie in Valkenberg.
Dis soos white padded room. Dis isolasie. 3 maande. Lisel sê sy ry toe Magaliesstronk toe om te gaan kyk, sal ek survive? Sy sien toe, nee. Sy sê haar woorde vir haarself, as tuin gaan vrek hierso. So nee, sy ry terug, op pad terug sien sy so sign aan die linkerkant wat sê break free rehab center. En sy dog, it's a sign. See what I did there. Sy bel hulle en sy sê, hoorie, dis die situasie, ons moet hierdie girl uitkry, ons moet haar net eers release kry, want hulle wil my nie release nie oor die section. Sy bel toe vir Karl, hy sê, hulle het nie plek nie. Lisel sê vir hulle, bou 'n bed, ek gee nie om nie. Karl, hulle is too amazing, hulle reël dit toe, en toe na 3 dae, toe release hulle my, ry my in 'n konvooi rehab, toe het ek nog dreads gehad tot op my boude. En die eerste ding wat hulle toe in die rehab vir my sê, Lani, sê toe vir my, ons gaan jou dreads moet afsny. En op daai oomblik, nou kan jy dink hoe worn out is ek. Ja. Ek het nog minder geweeg, so stokkies. Die ander kinders het, oor my kinders, die ander pasiënte het gedink ek is van die straat af. Die een girl het vir my gesê, ons dog jy sê, sê ek so, ja, dit maak seker sin, ek het so gelyk. Toe ek het net ingekom, my tassie neergesit. Ek wil net eers sê, toe ons inry, toe sê my ma vir my, ons het vir jou gelieg, dis nie 6 weke nie, dis 6 maande. En is Christian. Ek is so, in 'n geval, ek het toe, hulle het my eerste, laat ek nou gaan sit in die middel van daai plaas, en toe sny hulle my dreads af met so stomp plaaskerk. That sounds unnecessary. Ek het ook gedink, ag, hoekom nou nog dit? Dis is my laaste dignity amper, wat ek oorgehad het, want toe lyk ek soos, boy in the striped pajamas meets, ek weet nie, soos 'n kyker, met sulke klosse, slierte, hulle het dit net so gelos. Ja, so dis hoe ek nou my rehab begin het. En ek onthou die heel eerste maand, was ek verskriklik negatief. Ek onthou ek het so 'n boekie gehad, nou moet ons klas hê, Bybelskoolklas. Dus ek so, ek gaan nie, ek's nie Christian nie. Inteendeel, ek's baie kwaad. So, ek begin toe in my boek, nou maak ek asof ek oplet in die klas en notes maak, maar eintlik is ek besig, 26 weke, 6 maande, is ek besig met 26 selfmoordproewe. Nou is ek besig met, ek het 26 mense gekies, en elke week vat ek 'n week, en ek skryf al hele week lank vir daai persoon, my selfmoordbrief. En ek was toe so, ek kan 6 maande wag, en as ek hier uitkom, is ek klaar. Dis klaar. Ek kan nie meer nie. It's enough now. En so 4 weke in, die rehab is baie streng, hulle gee baie punishment, want hulle leer jou consequence. Okay. It was never not love. Daar's soveel liefde wat daar ingaan, maar jy moet vir 'n drug addict consequence leer, en jy moet vir 'n drug addict reëls leer. Want ons leer om so weg te kom met soveel goed, en onsself so uit te manipuleer uit alles uit, in hierdie plek niks. Soos as jy een klein foutjie maak, ja, sell it to anyone ja, else. exactly. Daar is uit my uitgepunishment, daar. As jy sê punishment, skus, wat? Dit Water torture of? Nee, nou nie seer maak goed nie, maar dis goed wat die program is klaar verskriklik hektiek, dis nie 'n luxury, jy werk in die veld. Jy is blaase, stikkend, gebrand elke dag as jy terugkom. Vuil. Nou bo-op dit sal hulle maak dat jy sê net maar 4 uur moet opstaan, jou kaste moet alles uitgepak word. Dan moet jy die hele rehab se potte was 10 uur in die aande. Dis daai groot potte vir 100 pasiënte. As almal lekker gaan slaap, sit jy al buite en skroppe mieliepap pot. Dit maak jou nogal jou lewe bedink. It is humbling. It's very humbling. Hulle sit vir jou klomp chores op, of as jy nou 'n bietjie behavior goeters het hulle ewig groot oliekanne, omtrent so groot is. Hulle maak jou vas aan 'n boei met hom. Dan moet jy alles doen met hom. Jy slaap tot in jou banker bo-op hom. So jy loop vir kilometers met swaar krywaans en goed wat jy dra. Jy doen dit dan met hom op jou rug. Jy sal dit doen. Ek het nie eens vir jou 'n 40 liter drom gegee to compensate for the size difference nie. Nee. Nou, jy sê skus, ek's gefascineerd. Soos waarvoor sal hulle dan nou straf? What's the punishment for in such a rehab? Daar's verskriklik baie tantrums
wat gebeur en mense wat rebelleer en wat nie wil comply met die reëls en wat hulle doen. Dis baie moeilik veral aan die begin, want ouens verstaan nie hoekom die reëls so is en hoekom moet ek doen wat jy vir my sê nie. Ek het nog nooit vir iemand geluister nie, nou moet ek vir wie's jy? Hulle daai ding. Ja, vir my, ek dink nie ek was baie rebels nie, ek dink ek was net wild. I mean, Wat? O. nie alles is 'n psigotiese breakdown nie. Partykeer is dit net persoonlikheid. So ek het toe nou alles gebreek toe op 'n stadium toe sê hulle van okay, wel, al die punishments is nou uit vir jou. Jy moet nou 'n gat grawe. So plaas grond, klip gaan dan nou vir jou foto wys. So jy kan hom dalk gebruik. Jy gaan nou 'n 1.5 by 1.5 meter gat grawe. Ek is 1.5 meter lank. Hulle gee vir my 'n graaf en 'n pik. So oor daai volgende, dit het my 2 weke gevat. Want nou jy werk, nog steeds deur die dag, al jou punishments wat jy nog by dit het, ook nog deur die dag. En dan is daar so ure in die week, elke uur kry jy 'n dag, wat jy nou nog na dit moet gaan grou, en dan Saterdag en Sondag 2 ure. En dit klink, hoe kan jy so lank aan 'n gat grou? Try jy plaas klip. Nee. Dis sulke blokke wat ek uitgekap het. Partykeer dan staan ek met daai pik en kap, dan niks gebeur nie. Dis net soos. En een dag, nou is ek nog steeds tussenin deur besig met hierdie selfmoordbriewe in my boekie. Ek het nou nog daai boek. En op 'n stadium het die boek so evolve dat ek begin sê, hoe skryf ek nie 'n boek nie? And I can leave it dat mense hierdie boek kan hê. En ek noem die boek toe, ek sê nog so tong in die kies daar, die boek se naam is But Did You Die? Ek dog om een of ander rede, dit gaan iets poetic wees soos 26 briewe. Of nee, but did you die? But did you die? Dit was so, want ek dink ek was in daai tyd van ek kon nie eens meer omgee nie. En ek in daai gat, nou is ek al so 3/4 diep. En ek slat my marmerrie met 'n pik raak nie, daai dag. Maar ek val neer in daai veld. Daar's niemand om my nie, is ver uit. Ek slat neer in daai gat. Nou ek gooi grootste tantrum van my lewe. Maar ek het letterlik, ek het net my kop verloor daar binne. Ek sê vir party mense, dis amper asof ek gemanifesteer het. En ek skree en ek begin skree op die Here. En ek sê vir hom, ek haat jou! Dit soos, jy's jy! En ek huil nou op staan en sê ek vir hom, ek maar eintlik besef ek is nie jy nie. Dis ek. Ek haat myself. En ek kom nie uit nie. Ek meen, ek probeer van Hartbeespoort af, probeer ek uit my lewe uitkom. Nou sit ek al in my eie graf. Ek voel asof ek my eie graf grou. I'm gonna die. En ek weet as ek hier gaan uitkom, gaan ek weer relapse. Nothing is working. Ek kom nie reg nie. En ek gaan nou baie funny klink, maar ek bid. Niks toe so, as jy daar is, en as jy my kan vergewe, and if you can love me, help. I don't care. As jy kan, help my. En die weerste ding het in daai gat gebeur, ek weet nie hoe om dit te verduidelik lekker nie. Maar dis asof iets magical daar gebeur het. Die Christian mense sê dis 'n wonderwerk. Ek het geen reference soos dit nie. So vir my was dit, ek het in so 'n posisie gaan lê en ek het gehuil vir daai res van daai uur. En dit het gevoel asof iets my spoel. Ek het alles uitgehuil in 'n uur. Hoe belaglik klink dit, hè? En ek onthou nog toe ek opstaan, toe voel dit asof ek sulke skibbe van my lyf af net so trek. En ek klim uit en ek sê vir my counselor, ek weet nie wat nou net met my gebeur het nie, maar ek's genees. Ek weet. Ek weet my, en hierdie is my die moeilikste ding om vir te sê, my depressie, ek meen ek het ingekom in die rehab in met so bokspille. Ek het wel gesê, gooi dit weg, want ek weet dit is weg. En dit is my so moeilik vandag om dit vir mense te vertel, want ander mense word nie genees van depressie nie. So ek weet nie hoe om dit vir mense te vertel, want ek wil hê almal moet dit kan hê. Ek weet nie hoekom dit met my gebeur nie. Ek het geweet my addiction is weg. Dit was net asof daar was hierdie donker wolk oor my en is gone. En ek kan dit nie verduidelik nie. Ek het nie vir jou explanation nie. Ek het nie. Dis die weerste ding. En sonder om nou Christian en religious weird te klink,
Ek dink nie ek is so 'n mens nie, maar ek kan nie deny wat daar gebeur het nie. Ek kan nie, my pa sê selfde ding toe hulle laat weet terug huis toe, tuin gebruik jy nie haar pille en alles nie. My ouers het gebel in paniek en gesê, hoorie, as ons kind julle rehab afbrand, is dit nie ons skuld nie. Way to go, mom, dad. Ja, maar dit is toe nou die waarheid. Van daar af, ek is nou, Februarie is ek 2 jaar skoon en sober. Ek is af van my medikasie af. Ek is stabiel. Yes. Ek is motivated, ek's dynamic. Ek meen ek word wakker 5 uur in die oggend en ek gaan gym. Ek het 'n ongelooflike werk gekry wat ek so dankbaar voor is. My hele familie is terug in my lewe. My musiek is terug in my lewe. Ek het clarity of mind. Ek is weer kreatief. Ek voel weer musiek as ek speel. Al my vriende is terug. Almal het teruggekom. Die regtes. Die regtes nou. Dus ek het gaan so maak. Ek moes. Toe ek uitkom, toe maak ek vir my hierdie besluit. Ek het gesê, start where you are and use what you have. Ek het niks gehad nie. My ma het vir my 'n foon gegee. So begin net met klein goed, klein dissiplines en execute hulle soos tot die beste van jou vermoë. Wat nogals challenging is as jy gewoond is om jouself te ken as iemand wat goed is vir niks. Ek het alles opgedonder wat op my pad gekom het. So ek moes myself weer leer vertrou, myself weer leer gaan soos, jy is actually very disciplined. Mooi. Kan 'n klein ding regkry, nou kan ek iets groters regkry, nou begin dit vir my lekker raak om 'n disciplined mens te wees. Ek is reliable, ek is trustworthy, ek's loyal. Goed wat ek nou leer ken van myself. So as ek sê alles het verander in my lewe, is dit letterlik alles. Dis malligheid. En dit is nou van skoonkom tot nou, ek tel nou al in jare, which is lekker. Februarie is dit 2 jaar. As jy dink vir iemand wat vir 19 jaar nie vir een dag kon skoon bly nie, om nou al te sê ek staan amper op 2 jaar, and stronger than ever, dis incredible. En ek dink soos jy sê 19 jaar af van, en daar's baie van ons wat jou geken het not that long ago. Soos as ek sê ons het redelik baie mekaar gesien op 'n tyd en niemand het geweet. Die ding waardeur tuin gaan nie. Ja. And it was almost like a well-kept secret. En verskriklik. Ons doen dit, doen ons nie dit nie. Ek was so trots. So trots om ek was so bang iemand sien tog net wat eintlik in my lewe aangaan. So ek het 'n baie groot deel daarin dat dit so ver gegaan het en so lank aangehou het, is omdat ek nie, hoe sê jy vir jou maale wat jy eintlik besig is om te doen? Ja. Dit was vir my devastating om te dink ek het hierdie ongelooflike goeie sagte ouers en ek gaan hulle harte breek en almal om my. So everything was very behind the scenes and kept secret. En vandag is ek wens so almal kan net freaking oor daai kom. Maar jy kan nie, dis so moeilik om uit daai cage uit te kom. Ons bly so vasgevang in secret. Maar nou dat ek aan die ander kant is, nou dat ek oop en uit en eerlik is oor dit, sien ek, dit is actually die beste ding, hoekom het ek nie al lankal dit gedoen nie. Ek kon vir myself baie seer en baie pyn en, ek voel asof ek in 'n koma was vir 19 jaar. Nou begin ek leef. Wens almal kan net oopmaak en just phone someone, praat met hulle, sê vir hulle wat die hel gaan aan. It could really save your life. Ek dink ons stel baie sulke vibes op in die musiekbedryf en ek weet COVID het sy tol geëis, dit het vriende gevat, dit het, it was a rough time. En ek weet een van die struggles waardeur jy persoonlik ook gegaan het, was een van ons goeie vriende wat sadly nie meer met ons is nie. Ja. Die Kobus van Black Cat Bones oorlede is. Wil jy bietjie daarby stil staan? Dit was, dit het bygedra op baie rowwe tyd. Dit was net voordat ek uit Harties uitgeloop het. Ek onthou daai oggend. Dit was iets verskriklik. Ek dink ek was baie kwaad vir myself dat ek vir ek dink dit was 3 maande wat ek nie met hom gepraat het nie in daai tyd. En dis dieselfde ding, dit het so gelyk, yes, gaan so goed met my broer.
yes, he's doing it. Things changed. Ja. Vir die wat nie weet nie, he went on a journey of sobriety. Ja. Nou genuine vir meeste van ons wat van die buitekant af meer ingekyk het, genuine gelyk asof dinge on the up is. Ja, mens voel, jy kan sê wat jy wil, mens voel sleg as 'n vriend dat jy nie daar was nie. En dit is die realiteit, dink ek. Ek meen ek het konfetti sonder kleur geskryf. Dit gaan nou baie sin maak vir jou. In daai tyd voor wat gebeur het. En laat ek jou nou eers vertel hoe freaky is hierdie. Ek sit die een oggend en ek kry die prentjie van die kinderpartytjie. 'n Reus wat by die kinderpartytjie sit. En dan sit die reus, maar hy's groot awkward, obviously, nou. En lyk dit of hy iets wil uitspoeg. Dan spoeg hy die konfetti uit, is donker. Pikswart. Freak al die kids uit. Hardloop weg. As they should. Ja, maar daar's een dogtertjie wat langs hom sit met haar hand so op sy been. En sê, dis okay. Ons kan dit net gaan optel en dan verf ons dit rooi en dan lyk alles weer dit gaan okay wees. Dan kry jy die prentjie en ek soos, wat? Dit is so vivid, dit is so kristalkleur geweest. Dus ek het so skryf, nou, tel op my gitaar. En dis asof ek nie geskryf het nie. Iets het vir my geskryf. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Ek het gegaan, hier is ek. Jou donker is okay met my. En ek so, waaroor skryf ek? En ek kom tot by vers 2. En ek's by vers 2 en ek skryf, my hart is nou hout. Ek so, dis vir Kobus. Ek skryf oor Kobus en toe kry ek hoendervleis, want dan sing ek, ons is almal net mens met foute wat hang in die skadu's. En ek los daai sang. Ek wou dit vir hom speel, ek onthou nog, en toe sê ek so, ek het nie die guts nie. Ek is te skaam om dit vir hom te speel. En in daai tyd was ek so useless, al wat ek wou doen is drugs. Dat ek los het toe, speel het nooit vir hom, ek kom nooit by hom uit nie. En daai was meer as 'n gut feel, daai was 'n hele boek wat ek daar uitgelê gekry het vir my, in my lap, and I left it. Ja, so daai het my nogals geruk, ek dink, in hierdie hele proses van my, ek dink, in plaas van dat ons ek moes sterk wees, en daar wees vir vriende wat sukkel deur hierdie ding, want ons baie mense wat baie nader aan Kobus was, wat ek wonder of hulle nie nou nog, definitief, sukkel daardeur nie. Ek dink ons almal het nog hartseer, maar ek dink ons baie mense wat nog sukkel met dit. Was ek in daai tyd so self-absorbed, dat ek by my ma se huis myself in 'n shack toegesluit het. My pa sê dis die grootste wat hy geskrik het in sy lewe. Hy sê nou kan hulle nie oopmaak nie. Nou sit ek binne in die shack, nou het ek al die drugs wat ek kan kry. Ek het die dokter se drugs, ek het die Nigerian se drugs, ek het die whisky. Hy sê dan sit ek op daai bed, dan vat ek sulke sweeps van alles. En dan het ek 'n tou wat uit die dak uit hang en dan skree ek, Kobus hang, ek moet hang. Kobus hang, ek moet hang. En hulle kom nie by my uit nie, kom nie by my in nie. Dis 'n lang storie hoe daai uitgedraai het, ek is lewendig. Weer eens, ek sê mos, daar's nie net 'n 27 Club vir my nie. Maar ek wonder met hoeveel vriende van ons het daai thought al ingekom. Ook, ek sukkel ook. Ek dink ons baie seer en ons baie vrae wat agtergelos is. Maar ek dink die mooi ding wat ek uitgekry het van Kobus se lewe is, man, hy maak dat ek 'n beter mens wil wees. Onthou jy wat so cool bra was hierdie? Die impak wat hy in my lewe gemaak het, is vir my een van die spesiaalste connections wat ek ooit al gehad het. Daar was nog niemand wat so aandag gegee het aan my as 'n niemand, soos daai man nie. En ek dink almal kan dit sê. Almal kan sê daai oomblik wat Kobus by jou kom sit, is dit asof die wêreld verdwyn en is net jy. Hy gee vir jou alles op daai oomblik. En ek dink ek probeer om goed wat hy my geleer het oor hoe jy is met mense, en sal ek wel verder vat, ook so wees. Hey man. Dit is vir my iets van die genoeg wat Kobus en Piet Botha in gemeen gehad het. As hulle vir, whether it was a 15-second greeting, 'n 10-minute chat of 'n aansekuier by jou was hulle by jou. Ja. You know, of hulle dalk in 'n ander dimensie gefunksioneer het in die agterkant van hulle brein, wat ek glo alle goeie kunstenaars doen, just saying. Ja. Maar
it felt like this moment you were the one that mattered most in their existence. En daai leemte wat gelaat was deur, ek wil amper net so sê, soos 'n entiteit soos Kobus was groter as die mens self. Maar dan sien 'n mens nou in iemand soos jy die potential positives wat weer daaruit kan kom. You know, iets wat 'n kort lewe maar 'n long lasting legacy kan maak. En ek wil net sê ek dink dit vir my ek is baie bly jy het reg gekom. Because honestly, you know, as vir my persoonlik voel dit jy sou dieselfde groot gat in my ervaring, nie net van musiek nie net van die SA industry nie, maar van die lewe self. You would have left as a bigger hole in my existence. So ek is baie dankbaar vir die journey waarop jy jouself bevind het en dat ons vandag hier kan sit en hierdie chat hê. Ek dink nou maak dit, nou het ek, jy weet Madonna, hulle het daar so uitgehaal altyd oor, jy kan nie sing nie. Dat sy een interview het sy gesê, I don't sing because I think I have a beautiful voice, I sing because I have something to say. En dat het my so geklap. Maar ek het nooit iets regtig gehad om te sê nie, behalwe ek's kwaad. I mean, it's like you've got a song about that. Ek is kwaad. Want nou voel dit asof 'n bietjie, omdat ek nou op die ander kant uitgekom het. I have to tell people. So dis wat ek nou probeer verduidelik het van ek skryf nog steeds uit daai wêreld uit, maar ek skryf nou met, daar is, so cheesy soos wat dit klink, daar is hoop. There has to be. Daar moet wees. Maar daar is. Hier sit dit. En is goed. En is actually goed. Ek meen, ek dink toe ek uitkom, toe ek op sober, toe ek so, wat hel gaan ek doen? Wat doen sober mense? I don't know what I do. Ek moes myself 'n hele nuwe lewe create het, en ek was so bang het gaan boring wees. Ja. En dis nie. Dis die mooiste, kleurvolste lewe wat ek nou het. Ek sal dit nooit weggee vir enigiets nie. Okay, hit me with the top 3 positive things you realized about Tanya in die laaste 2 jaar. Ek is 'n softie. Ek is so fluffy softie. Ek dink dis 'n groot ding. Ek wou altyd so gangster hardcore gewees het. Ek is nie. Ek's 'n dork, ek's 'n geek en ek's 'n softie. Net sê welkom by iets wat al die res van ons lankal weet. Nee. Universiteit niks het gehelp nie. Dis nie die tannies in Pick n Pay. Hulle is nog bietjie bang vir my, maar as hulle my leer ken, kom agter in nie. Hy's fluffy. Damn it. Okay. Ja. Ek is net 'n mens. Soos jy sal dink ek dis weer dat ek dit sê, want ek kom van jy sal dink ek sou sê ek's meer as net 'n hond. Maar ek is net 'n mens. Die goed waar ek myself so gepunish het vir so lank, het ek nou mee vrede gemaak. Ek maak foute. Ek het baie groot foute in my lewe gemaak. Ek het baie mense so seer gemaak. Maar ek's net 'n mens. Dis plain Jane. Fluffy. So ek's fluffy en ek's 'n plain Jane. Dis okay. En 3. I mean, things work better in 3s. They do. Ek dink, dit gaan baie wyn klink. Maar dit is iets wat ek regtig besef het, ek's blerry sterk. Ja. Die leen was dat ek is verskriklik weak. En ek's 'n half-ass en alles, en ek het nie regtig dryf, en ek het nie daai nie. Nou, om te sien wat ek hier gedoen het, om jouself uit daai letterlik graf uit te ruk, weer terug te kom en op te staan, en alles weer aan mekaar te sit, that's strength. That is a lot of strength. Ek's sterk. I'm good. Wow. Ek's impressed, en ek, ons moet baie keer 'n bietjie meer kind wees met onsself, en sulke goed vir onsself kan sê, sonder dat dit wyn klink. Ons is sterk. I mean, die enigste mense wat dit nie moet sê nie is die mense wat regtig wyn is. If vanity is your struggle, don't tell yourself you're the most humble person in the world. Ja, of die ouens in die gym. Oei, oh man. Nou, obviously, op 'n punt soos hierdie moet 'n mens vir jou vra, as jy kon teruggaan na 'n oomblik in tyd, kom ons sê, ernstig voor die tipping point, en jy kon vir Tanya van toe iets gaan sê,
Het jy al gedink wat sal jy vir haar sê? Nee, ek gaan vir haar neersit en preek hoor. Sit jy nou eers vir my hierso? Een ding. Ek dink 'n groot een is gewees het, kies die mense om wie jy is. Want as jy jonk is jy so honger vir aanvaarding. Ja. Ek het enige iemand aanvaar en saam met enigiemand voorjaar gesê vir enigiets wat enigiemand wil doen, sodat ek nog net klein bietjie aanvaarding kon kry. En ongelukkig het ek myself gesit om 'n klomp mense wat nie noodwendig die beste invloed vir my was nie. So kies daai mense wat jy weet is lig en wat jy weet is goed vir jou. You know they are, en jy weet as iemand nie goed is vir jou nie. Kies dit. Plant jou plante in goeie grond. Ja. I'm gonna keep on coming back to the time thing, I have to. Ja. Luister, ek wil amper nie eens van hier afklim nie, but I think we are getting to a point of this chat waar ek wil amper vra van dit wat ons al gesels het, is daar enigiets wat jy wil byvoeg, enigiets wat jy nie gesê het nie, wat moet gesê wees? Ek dink, wat my baie trots maak, is, verlang het ek toe nou konfetti sonder kleur, was dit vir my irriteerpunt. Ek het dit nooit vir Kobus gespeel nie. En ek het toe nou, soos wat ek meer clarity of mind en healing kry, gaan ek so, ek dink hy sou wel gehad het, ek moet dit doen. So toe, het dit nou so uitgedraai, dat ons het nou die sang klaar rekord, en het beautiful uitgekom, ons het dit by Tersius Iman gedoen, en Ampie doen dit saam met my. Ek en hy het nog as goeie vriende geraak in 'n hele proses, maar hy is ook nog as 'n cool mentor vir my, in presies strategies in die rigting wat ek nou wil ingaan. Ja, so ek en hy bring die sang uit die 24ste Oktober, en Unbreakable Media het die musiekvideo nou geshoot, en ek is super chuffed. Daar's even soldaatmannetjies in die musiekvideo. Ek kan nie wag nie. So, ek's trots, en ek dink Kobus ek dink hy smile so deur sy snor, as hy sien wat ons gaan release. Ek sien geweldig daarna uit. Wanneer sê jy kom dit uit? 24ste Oktober. Jo, ek sien geweldig daarna uit. Ja, ek ook. Hoorie, gewoonlik eindig ek my chats af met een of ander diep oomblik, van soos 'n gee vir die mense wat luister iets wat hulle kan doen in hulle dag om net 'n moment te maak wat saak maak. Want ek persoonlik glo dat die enigste manier om 'n betekenisvolle lewe te hê is om 'n reeks soveel as moontlik betekenisvolle oomblikke in 'n dag in te druk. En vir my het dit begin met maak beter koffie. So ek gaan vir jou dieselfde ding vra. As daar een ding is wat jy kan voorstel, whether a person is now going through the same struggles and journey as jy gehad het, is irrelevant tot hierdie punt wat ek amper sê is, net 'n lewensles, 'n beginsel. How can you make a moment matter more in a day? Dis moeilik, jy kan soveel goed sê. Okay, wag. Die eerste ding wat in jou brein is. Eerste ding wat in my brein kom wat my lewe begin verander het, maar dit was vir my gegee. Ek is nou so dankbaar vir elke liewe klein dingetjie, omdat ek begin het met niks weer nie. So die oomblik toe ek weer elektrisiteit het, die oomblik toe ek weer skoon water het, die oomblik toe ek vir my die eerste keer my eie haardroër kon koop, die oomblik toe ek my eerste keer weer by 'n gym kon aansluit, die oomblik toe ek eerste keer soos 'n hele bord, soos 'n ryk mens, proper ontbyt kon eet, die oomblik toe ek eerste keer net kon relax in 'n bad, daai. So nou is my lewe vol van hierdie, ek geniet alles so, as elke keer as ek op 'n verhoog klim, is ek het nooit gedinge gaan wie jy wees nie. Nou in 'n studio inklim, die groter goeders ook, maar die klein goed, die eerste keer toe ek my eie yskas oopmaak. Wow, die eerste keer toe ek weer botter op brood kon sit. Ek het nog gesit en dit so geëet. Botter op brood, wow. En daai het gemaak dat dit nou 'n patroon in my is. Ek sien alles en dit maak my so happy omdat ek so dankbaar is. So ek dink as jy dankbaar kan wees vir elke liewe klein ding, want dit is nie for granted. Dit is nie 'n garantie nie. Dis nie. Dit kan net so weggevat word. En as dit eers weg was, dan besef jy, wow. Ons is omring deur soveel beautiful goed. So ja, stop by klein goed, wees dankbaar. Gaan jou regtig happy maak. Ek vat daai as 'n lewensmotto van daar vorentoe. It really works.
Hoorie, baie dankie dat jy sal ons kuier het. Ek waardeer jou openheid. Ek meen ja, soos ek begin deur vir jou te sê jy het bols groter as myne, maar ek dink jy het sommer meer as ek. Toe maar. 4. Ek waardeer dit en ek sien regtig uit daarna om te sien wat jy gaan doen because by the time you're going to hit 40, nee, holy shit. You know, daar gebeur, I'm not even going to give you spoilers, maar 40 is a nice big change ook, you know. Yes, Alhoewel ek dink jy het hom dalk gepreempt. Ja, ek sal hom. Luister, ek waardeer dit. Dankie. Dit was vir my lekker. Dit is altyd lekker om saam met jou te kuier. Dit voel nie soos jy weet interviews, jy weet daai goed. Met jou is dit net te kuier. Dis great. Dankie. Ek like it so. Gaan ons vir die kamera sê bye nou. Hoe? Okay. Wanneer bye. Bye. Gaan volg haar op socials en stuff. Jy weet hoe werk die internet. Weet hulle? Ja. Wie luister vir ons? Wie's jy? Vertel ons meer. Wie? Waar? Hoe dan nou? Alright. Dis iemand wat daar binne sit. Oh, hoorie, thanks so much for listening to this. Ek gaan dit in die Engels kan doen. Baie dankie dat jy geluister het na die Baascast. Ek glo dat as jy enige vrae het oor die journey wat Tanya deurgegaan het, dat sy sal meer as bereid wees om 'n bietjie wysheid of dalk net 'n link na 'n rehab toe te kan share wat werk. Yes. So if this sounds like something wat jy nodig het of iemand vir wie jy lief is, iemand wat jy ken, iemand wat op daai punt is, reach out to someone that knows and this is a woman that knows. Yes. Cool. Goed, oor en uit. Cheers. En dan moet ek seker gou vinnig net 'n outro doen waar ek vir mense vertel waar ek rekord. Right. Jy mag sien ons het 'n splinte nuwe look vir die Baascast. Hier is een van my nuwe semi-fixed locations. Jy mag meer daarvan sien. Dit is by Boathouse Studios. As jy weet van 'n podcast wat moet rekord of 'n band wat moet rehearse of iets in 'n cool space, Boathouse Studios. Chat met my. Ek sit hier in touch met die regte mense. Uit. Ja.